Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydrae maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, dis 'n nuwe week, is amper Desember, dan kom almal weer Kaap toe, onthou Kaap Lewensentrum, Sondag by Bellville Hoërskool, maar dis nou aan die einde van November en ek wil graag met jou vanmôre 'n spesiale woord deel. Gee kos vir hulle wat niks het om te eet nie. Versorg hulle wat behoeftig is en dan sal dit vir jou word soos lig wat die donker laat verdwyn, soos die son wat in die middel van die dag skyn. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om 'n verskil te maak, waar ons ook al gaan. Ons leef tog met die droom en die visie om God en mens liewer te hê. En kom ons lees wat Jesus self hieroor gesê het in Johannes 5 vanaf vers 17. En ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling. Maar Jesus het teenoor hulle reageer. My Vader werk tot nou toe en ook ek is aan die werk. Is dit nie wonderlik om te weet dat Jesus sê hier, my Vader werk en ook ek is aan die werk. Dis asof daar 'n hele span is wat werk, wat oor ons besorg is, dat God sê, of ons lees dit in die woord, dat die Here hom meer bekommer oor ons as oor die engele. Wonderlike gedagte om te weet dat die Here aan die werk is. En so dikwels sien ons dit nie raak in ons eie omstandighede en ons eie probleme, dat God is eintlik die heeltyd agter die skerms, is hy aan die werk. En dis die goeie nuus, dat hy ook aan die werk is met ons lewens. God was en is nog steeds besig. Jesus sê hier in die evangelie van Johannes, hy is ook aan die werk. Iets van hierdie woorde sny diep in my hart in. Net voor hierdie gedeelte word Jesus aangekla omrede hy op 'n Sabbatdag goeie dade gedoen het. Gebruik ek en jy elke geleentheid om goed te doen, al voel ek nie nou so nie, of al voel ek wil eerder nou rus, en iemand moet my net nie nou pla nie. In hierdie vers word ons net weer daarvan bewus gemaak, dat die Vader van ons Here Jesus Christus 'n liefdevolle, goedhartige en barmhartige God is, wat altyd aan die werk is, vir ons lewens, en vir wat goed is vir ons, altyd ons beste belange op die hart dra, en daarom kan ons nie ook moeg word om goed te doen aan ander nie. Sodra mense egter die Christelike lewe as 'n swaar en 'n moeitevolle plig of 'n las sien, as te ware op jou tande moet byt of jou voete moet voortsleep om iets vir die Here of iets vir iemand anders te doen, dan beteken dit eintlik dat ons die essensie van disippelskap nie goed begryp nie. Jesus het vir ons kom wys wat 'n lewe van praktiese goed doen behels, en dat dit ons lewe, ons hele manier van lewe eintlik beïnvloed. Mense wat in vertwyfeling is en moedeloos is, het hy kom opbeer en hy het moed ingepraat en vir hulle in geloofsvertroue met hom kom versterk. Sy disippels wat beangs was en in lewensgevaar in die storm op die see was, het hy gerus gestel en hulle beskerm. Hy het innig jammer gevoel vir mense wat moeg en hulpeloos was, so skape sonder 'n wagter. Selfs teenoor afvalliges het hy genade en liefde bewys en hulle met vergifnis kom oorlaai. Mense wie se lewe soos 'n geknakte riet was, het hy nie gebreek nie. Mense wie se lewe soos 'n dowwe lampet was, van die rook het hy ook nie uitgeblus nie. Jesus het mense se lewens diep en blywend kom raak en is altyd deur aan die werk. So dat baie van ons ook volgelinge van Christus is, bereid is om ons lewe af te lê vir hom. Mag die Here jou ook vandag stuur, terwyl hy besig is om te werk in jou lewe. En mag hy jou uitstuur as disipel om ook 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U in die werk is, of aan die werk is in ons lewe. Dankie Jesus, dat U altyd deur die prys betaal, en ons lewens te kom verander, maar dat U ons ook uitstuur, Here, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Baie dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Mag jy vandag uitgaan en 'n verskil maak waar jy ook al beweeg. Die Here seën jou, sien jou weer môre.